Ons het verlede Sondag begin om te praat oor die belangrikheid om die woord van God in my hart te bære of te bewaar. Wat is die voordele wat daaraan verbonde is en wat hou dit vir my in om die woord van God in my hart te bewaar? Woorde het 'n geweldige krag. Veral die woord van God. Die hemel en die aarde is geskape deur die woord. God het gesê en dit was daar. En daardie woord is wat hy aan ons gegee het om in ons hart te bære, te bewaar. Omdat dit dieselfde krag dra as toe hy dit uitgespreek het aan die begin van die skepping en dwars deur die skepping tot nou toe. Psalm 119 vers 11 wat ons verlede week gesê het, sê ek het die woord in my hart gebêre. Die boodskap sê dit vir my baie mooi, sê die woord is diep in die brandkluis van my hart weggebêre. So kosbaar en waardevol is die woord vir my, dat ek dit binne in my hart diep wegbêre en bewaar. En voordat ek verder gaan, wil ek vir u vertel van 'n video wat ek en my vrou gister gekyk het van Dr. Kevin Zadai. Dr. Kevin Zadai. Nou die video's is op YouTube beskikbaar en hierdie man het 'n fenominale ervaring en ontmoeting met die Here Jesus gehad. En hy het hierdie dinge wat hy beleef het en wat die Here Jesus met hom gedeel het hy nou in hierdie boodskappe saamgevat. Ons het nog net die eerste een geluister, maar daar is 13 van hulle. En as u wil, kan ek die YouTube link vir u stuur en u kan self na hierdie boodskappe luister. Maar hy 'n hele ruk terug moes hy vir 'n operasie gaan. 'n Baie eenvoudige operasie, hulle moes sy verstandtande uithaal. Nou, toe hy op die operasietafel lê en hulle hom narkose gee, toe hy wegraak, toe staan sy gees buite sy liggaam, so asof hy sterf. Hy staan buite die operasietafel en hy kyk na homself en hy kyk na die dokter en die narkotiseer wat 'n vrou is en die verpleegsuster wat nou help met die operasie. Hy sien hulle en hy probeer hulle aandag trek. Hy klap hulle aan hulle skouers en so, maar hulle, omdat dit 'n ding van die gees is, kom hulle mos nou nie agter nie. En hy besef toe, maar miskien is ek besig om te sterf, miskien is ek dood gegaan. En hy sê toe vir homself, okay, nou sal ek maar hier wag, want hy sal seker nou net die engel aankom of die Here Jesus om my te kom haal. En hy staan en kyk hoe hulle aan hom werk, en die volgende oomblik hoor hy 'n man stem agter hom praat, en toe hy omdraai, toe staan die Here Jesus agter hom. Hy sê, dit is die mooiste en wonderlikste persoon wat hy nog ooit gesien het. En sy oë wat in hom inkyk is so geweldig, dat dit hom so vasgevang hou, terwyl hy in sy oë kyk. En hy kyk na homself op sy operasietafel en hy sien sy liggaam begin te groei, soos wanneer 'n verheerlikte liggaam is. Gloei van die heerlikheid van die Here. En dit is vir hom so geweldig, hy kan nie daarna kyk nie, want dit is te oorweldigend. En hy staan en die Here Jesus begin met hom te praat. En hy begin hom, hy sê, te leer soos wat hy sy disippels geleer het toe hy op aarde was. Begin hy vir hom dinge te leer. Nou baie belangrik, terwyl hy dis net in die eerste een, ek bedoel seker, ek neem aan die 13 boodskappe gaan oor wat die Here Jesus alles met hom gedeel het. En hy noem die plek the secret place, die skuilplek van die Allerhoogste, het die Here met hom gedeel. Maar in die eerste boodskap is daar 3 baie belangrike dinge, wat vir my uitgestaan het, terwyl wat hy gesê het, wat die Here Jesus met hom oor gedeel het. En die heel eerste een is oor woorde. Die belangrikheid, die ontsaglike krag, wat daar in woorde is. Eerstens in die woord van God, wat die hemel en die aarde geskaap het. En tweedens in my woorde,
wat in my mond is. Die Here Jesus sê vir hom, ek is baie ernstig as ek in my woord sê, dat julle sal rekenskap gee van elke woord wat jy gepraat het, toe jy op aarde was. Jou woorde het ontsaglike krag, en jy sal voor God gaan staan oor jou woorde. Daarom moet jou woorde ooreenstem met die woord van God. Daarom moet die woord van God in jou hart geberg wees en gebewaar word, sodat jou gedagtes vernuwe word deur die woord en uit jou mond uit woorde kom, soos die Bybel sê, wat met sout besprinkel is, aangenaam vir elkeen om te hoor. Want jy gaan voor God rekenskap gee, jou woorde, en veral oor die woord van God wat nie in jou hart is. Want as die woord van God in jou hart is, gaan jou mond oorloop daarvan en jou hart oorloop daarvan. So woorde is ontsaglik belangrik, het die Here Jesus vir hom gesê. Die tweede ding wat die Here Jesus sê, wat ook woorde is, want eintlik is dit ook woorde, is gebed. Die ontsaglike impak en krag van 'n gesalfde persoon, 'n kind van die Here wat bid. Die Here Jesus het hom gevat na 'n plek in Amerika waar hulle atoombomme toets en vir hom gewys hoe die atoombom ontplof met daardie paddenstoelwolk wat opgaan, maar die onsigbaarheid van die golwe wat wegbeweeg heel rondom waar die atoombom ontplof en die impak en die krag van daardie golwe. En die Here sê vir hom, so is jou gebed. Nie, almal soek altyd die sensasionele van gebed, die wolk, die paddenstoelwolk van die atoombom, maar hulle vergeet dat die krag van die atoombom lê in die golwe wat wegbeweeg. So gebed het 'n onsigbare heerlikheid, wat jy nie altyd raak sien. Maar wanneer jy bid, dan is jy besig om atoombomme in die geeswêreld los te laat. Jou woorde, weer eens, dis woorde wat uit jou mond uitkom, wat in ooreenstemming is met God se woord wat in jou hart geberg is. En dit kragtige effek het in die geeswêreld. En dan die derde ding wat hy gesê het, wat baie belangrik is, wat my diep getref het, is deur Jesus het vir hom gesê, die impak en die belangrikheid van om in tale te bid. Tale gebed neem jy in die geesdimensie. En die Jesus het hom gesê, dis die vinnigste manier vir my kerk om in die gees te kom, is om elke dag in tale te bid. Kragtige, dis alles is woorde. So die woord van God in my hart geberg, het 'n enorme effek in my lewe. Ons het verlede Sondag so 'n bietjie daaroor gepraat. Wat bring dit vir my in my lewe voor? Eers het ons gesê, dit hou my pad en my weg suiwer en rein. Dat ek teen die Here God nie sondig. Psalm 119 vers 9 tot 11 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart geberg, dat ek teen u nie sal sondig. Die woord van God om my pad suiwer, rein en help my om nie teen God te sondig. Ons het gesien dat in Psalm 19, wat oor die woord gaan, word daar gepraat van afdwalinge, van verborgde sondes en van moedswillige sondes. Wanneer ek afdwaal, wegdwaal van die wil van God af, daardie klein sondetjies of groot sondes of watse sondes ook al wat ek hier koester en bewaar en beskerm, waarvan niemand weet nie wat verborgen is. Daardie moedswillige sondes, wanneer ek doelbewus, terwyl ek weet, is nie reg nie, terwyl ek weet, is buite die wil van God, doen ek het in elk geval. Moedswillige sondes, die woord van God in my hart geberg en bewaar, bekragtig my en help my om vry te kom van al hierdie dinge. En in 'n rein en suiwer pad voor die Here op sy weg te wandel, sodat ek teen hom nie sal sondig nie. Nommer 2 het ons gesê, dit bring openbarings en manifestasies van die Here God in my lewe. Johannes 14 vers 21 sê die Here Jesus, wie my gebooie het en die bewaar is wat my lief het, en wie my lief het, ons sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar.
Wanneer ek hom liefhet, sal ek sy gebooie bewaar, sy woord bewaar in my hart bere, en het bring manifestasies en openbarings van die Here God in my lewe voort. Dinge wat ek nie van geweet het nie. Dinge wat werkinge en bedelinge van die Heilige Gees wat nie in my lewe was nie, kom ewe skielik na vore in my lewe en begin werksaam, want die Here God begin het aan my bekend te maak en in my te werk, wat ek sê, woord in my hart bewaar en berg. Derdens het ons gesê, dit verseker my van die inwonende heerlikheid van die Here God in my lewe. Johannes 14 vers 23 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, my Vader sal lief hê, en ons sal hom toe kom en by hom woning maak. Die woning van God kom in my, wanneer ek sy woord in my hart bewaar, sy inwonende heerlikheid. En wanneer die Here God by my kom woning maak, dan beteken dit, ek word geheel en al absoluut in elke opsig deel van sy huisgesin en van sy familie. Dit beteken dat elke voordeel en elke seëning wat deel is van hom in sy huis, in sy woning, word ook deel van my. Want hy het by my kom woning maak, as ek sy woord bewaar en bere in my hart. En die vierde ding het ons gesê, dit verseker dat my gebede altyd verhoor sal word. Jesus sê in Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Wanneer ons sy woord bewaar, voordat in ons hart bere, dit ryklik in my woon, dan sal ek altyd die bede skryf wat ek vra. Hoekom? Want ek bid volgens sy wil. Ek sal dan nie buite sy wil bid nie, maar volgens sy wil, omdat sy woord in my hart geberg is. Goed, nou gaan ons vandag bietjie na die praktiese deel toe, oorgaan, van hoe berg ek die woord van die Here in die brandkluis van my hart. Hoe berg ek dit? Ek wil vanoggend met die 4 eenvoudige dinge sê. Ek wil dit noem sleutels, goue sleutels, goddelike beginsels, wat jy kan toepas, kan deel maak van jou lewe, om die woord van God in jou hart te bere en te bewaar. Nommer 1, ek moet die woord van God in my hart ontvang. Ek moet die woord van God in my hart ontvang. 1 Tessalonisense 2 vers 13 sê, daarom dank ons God ook sonder ophou daartoe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is. Jakobus 1 vers 21 sê, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Ek moet die woord ontvang. Toe julle die woord ontvang het, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, want dit is in staat om julle siele te red. Luister baie mooi, 'n mens kan nie iets bere wat jy nie het nie. Is dit waar? Jy kan iets bere wat jy nie besit nie. Ek moet dit eers besit, voordat ek dit kan gaan bere. Ek moet eers die woord van God ontvang. Dit moet deel word van my, voordat ek dit kan bere in die brandkluis van my hart. Hoe ontvang ek die woord? Eenvoudig, deur dit te hoor. Ek ontvang die woord deur dit te hoor. Die Bybel sê, die geloof is dan deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. So ontvang ek die woord. Dit moet aan my toe deurbreek, ek moet dit hoor. Hoe hoor en ontvang ek die woord? Ek ontvang die woord en hoor die woord, wanneer ek persoonlike tyd met die Here God en sy woord spandeer. Ek moet dit hoor met my gees, nie net met my fisiese ore nie, met my geestelike ore. So terwyl ek dit lees, hoor my gees, hoor my geestelike ore. Terwyl ek besig is met die Here, soos Maria wat aan die voete van Jesus gesit het en na sy woord geluister het, en Jesus sê dit was die goeie deel. Terwyl ek met hom tyd spandeer rondom sy woord en sit by die voete van Jesus, hoor my gees, luister my gees, en ontvang ek die woord. Ek ontvang ook die woord en hoor die woord, wanneer ek onder gesalfde en opregte ware bediening van die woord sit, predik.
soos wat ons nou besig is, word die woord gehoor, maar dit help ek hoor het met my ore nie, net met my ore nie, ek moet dit hoor met my gees, sodat ek die woord kan ontvang. Ek kan die woord ontvang op enige manier wat die Here God kies om dit aan my toe te bring. Ek kan terwyl ek 'n boek lees, nie eers net 'n Christelike boek nie, jy dit geweet, kan God met jou praat. Iets wat jy raad lees, iets wat jy lees, musiek wat jy luister, na die radio, na die TV, saam sing met ander gelowiges, ervarings in die gees. Ek het nou vir my vrou die dag iets gesê, maar ek is so 'n bietjie al vergeet wat ek alles wou gesê het, maar sy's 'n klipversamelaar. Oral waar ons gekom het, nou nie meer so erg nie, maar toe ons jonger was, hulle het klippe gelê, dan tel my vrou klippe op, groot klippe, klein klippe, ronde klippe, snaakse klippe. En sy het al hierdie klippe daar in die kas, ek gaan kyk het lê. Nou het ons van hierdie klippe gevat, ek het van hierdie klippe gevat, die mooistes, en nou hou ek het as deurstoppers. So, in die aande maak ons nie ons deur heeltemal toe nie, want dan moet 'n bietjie vars liggen kom, en ons het nog kat op wat in die loop. So ons het 'n klip wat so teen die deurkozijndele en die deur nou, dan so beskryf hier op ons. Nou die dag toe, sê ek vir haar, ek wil gou aantrek, en sy maak die deur toe, en sy maak nie die deur nie vinnig genoeg na my sin toe nie. En toe sê ek, maak die deur toe man! Sy sê vir my, maar ek moet eers die klip wegvat. En toe sê dit, toe praat die Heilige Gees met my. En hy sê vir my, so moet julle klippe in julle lewe wegvat. En dit wat ek vir julle wil toemaak en oopmaak, te laat gebeur. Jy sien, eenvoudig kan die Here 'n woord in jou te bring, maar baie belangrik, baie belangrik, en dit moet jy neerskryf in jou gees, of op jou boek. Hoe ook al die woord na my toe. In al 4 hierdie sleutels, hoe dit ook al na my toe kom, dit is altyd, maar altyd ondergeskik aan die geskrewe woord van God, soos dit uitgedruk staan in die Bybel. Ek kan nie 'n woord aanvaar wat teenstrydig is met die skrif, teenstrydig is met wat in die Bybel geskryf staan. Hierdie woord van God, wat na my toe kom, moet altyd in lyn wees met die skrif, met die konteks van die Bybel. Nie noodwendig 'n skrifgie nie, maar die konteks van die Bybel. 'n Ware woord van God is altyd in lyn met wat geskrywe staan in die woord, in die skrifte. Dit moet ooreenstem met die skrifte. Daarom is dit belangrik, so belangrik, dat ek sal sit aan die voete van Jesus rondom sy woord en van hom sal ontvang en sy woord in my gees sal beheer. Goed, dis die eerste punt. Die tweede punt is, ek moet die woord van God wat ek in my hart ontvang het, onvoorwaardelik glo. Ek moet die woord wat ek ontvang het, glo. 1 Tessalonisense 2 vers 13 sê, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is. Julle dit nie aangeneem het as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Dit help nie dat ek die woord ontvang, maar ek glo dit nie. Ek kan onder die mooiste prediking sit wat die beste predikers van hierdie wêreld bring, en ek kan al die woorde hoor, maar as ek dit nie glo nie, beteken dit niks. Die woord begin eers te werk, as ek dit glo, wat ek ontvang het. Dit begin eers in my gees iets voor te bring, indien ek onvoorwaardelik glo, dat dit 'n woord van God is, wat aan my toe gekom het, wat ek kan koester en bewaar en berg in my hart. Jakobus het gesê, ons het nou net gelees, dat die ingeplante woord in staat is om my siel te red. So, let wel, hy praat van die ingeplante woord. Dit beteken is 'n woord wat in my gees ingeplant is, omdat ek dit glo. Indien ek dit nie glo nie, het dit geen krag
die woord van God wat ek ontvang en glo in my hart en lewe aanneem. Ontvang en het glo en het aanneem. 1 Thessalonians 2 vers 13 sê, daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het. Nie as die woord van mense nie, maar so waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Aanneming, vriende, bring besit na my. As ek iets aanneem, word dit deel van my. Deel van my wese, deel van my bestaan, deel van my lewe. As 'n mens 'n kind aanneem, dan word daardie kind joune. Hy kry jou naam. Hy word deel van my huisgesin, geheel en al. Hy word deel van my familie. Inteendeel, in my testament erf hy. Want hy is absoluut en geheel en al deel van my. Voor ek iets nie aanneem nie, word dit nie deel van my nie. Ek kan die woord ontvang, hoor, ek kan dit glo, maar as ek dit nie aanneem as myne nie, het dit nog geen impak aan my lewe nie. Wanneer ek die woord van God aanneem, dan word dit deel van my wese. Dit word deel van my bestaan. Dit word deel van my lewe, van wie ek is. Help ek hoor die woord. En ek glo dat dit van God af is. Maar ek verwerk dit nie. Ek het, toe ek op universiteit was, dit is baie jare terug, het ek geswat vir 'n gereformeerde predikant. Ek weet dit nou geloof nie. En ek was saam met 'n vriend van my, ek kan nie eens meer sy naam onthou nie, is te lang terug. Het ons in die koshuis gebly. Die was my kamermaat, so lang oog gewees. Sy broer was ook 'n dominee. Hy kom uit 'n familie van dominees. Nou, hy het ook saam met my teologie geswat. Ons het saam eerste jaar. Nou, toe kom ek deur die toedoen van my niggie wat elke wat vir my ma boeke gestuur het en goeders wat ek gelees het, het ek heel anders begin draai en dinge begin sien. Soos die Pinkstermense. En ek kom met die Pinkster in aanraking en ek kom by die AGS en ek word AGS mens en ek gaan skryf in by die AGS Bybelskool. Maar in die tussentyd praat ek met hierdie vriend van my, want die gereformeerde mense het 'n ding gehad dat nie almal gered word of so iets. Jy is uitverkies en as jy nou nie uitverkies is, jy weet ek kan nie alles presies onthou nie. Maar ek en hy sit toe oor die goed en praat. En ek het die Bybel gelees, binne 'n paar maande die hele Bybel deurgewerk. 8, 9 ure 'n dag. En ek het dinge ontdek uit die woord van die Here wat vir my geweldig was, en ek begin met hom deel, en ek begin met hom praat, en ek sê vir hom, luister man, die Bybel sê dat God wil hê dat alle mense gered moet word. Nee, maar waar staan dit? Ek sê, dit is nie wys. En dat alle mense tot die waarheid sal kom, die kennis van die waarheid. Dis God se hart. God wil hê dat nie ons moet verlore gaan nie, maar ons moet hemel toe gaan. Hy sê, nee, maar waar is dit? Waar lees jy dit in die Bybel? Ek sê, kom, ek wys jou, en ek vat die Bybel en ek lees dit saam met hom, en hy lees het, en hy sê, hy kyk na die goed, en hy sê vir my, ek sien wat daar staan, maar ek glo dit nie. Ek sien wat daar staan, maar ek glo dit nie. Maar ek neem dit nie aan. Nou ek hoop, nou na wat 35 jaar of wat ook al, het hy dalk al tot ander inzicht gekom. Ek hoop so. As ek die woord van God nie aanneem, ek moet hom ontvang, ek moet hom glo, ek moet hom aanneem, het hy geen impak en krag in my lewe. Kan ek daarmee niks doen. Here Jesus sê in Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Die woord wat na my toe kom, wat ek ontvang, wat ek glo, wat ek aangeneem het, met ander woorde wat ek in my hart gebeer het,
daardie woord sal vir my getuig op die dag van die oordeel, op die laaste dag. Of dit kan teen my getuig, wat baie erg is, want dan gaan dit my oordeel. Ek moet die woord van God waaragtig ontvang, vriende, dit glo, dit aanneem, soos dit waarlik is, as woord van God, wat ook werksaam is in my lewe. En dan die laaste punt, ek moet die woord van God, wat ek ontvang en glo en aangeneem het, onvoorwaardelik en absoluut gehoorsaam en uitleef in my lewe. Jakobus 1 vers 22 sê, word daders van die woord, nie net hoorders wat julle self bedrieg. Ek moet absoluut die dader van die woord wat ek ontvang, wat ek glo en wat ek aangeneem het. Nou, die woord moet nie net iets wees wat na my toe gekom het, en wat ek geglo het aangeneem het, moet iets wees wat ek uitleef. Dit moet deel word van my leefstyl. Geheel en al, in elke opsig, in elke area, in elke deel van my lewe, moet dit deel vorm van my handel en my wandel, van my gedrag, van my woorde, van my leefstyl. Die Here Jesus sê in Matteus 7 vers 24 tot 27, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, weet wel, luister en doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaaid en daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. As jou huis gebou, jou lewe. Die volgende versie sê, 26, maar elkeen wat na hierdie woord van my luister, met ander woorde, dit kom op na hom toe, ontvang het, glo dit, neem het aan, maar dit nie doen nie, sal vergelykbaar met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het. Die reën het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Wat maak jy met die woord? Ontvang jy dit? Laat dit by jou verby gaan. Ontvang jy dit? Glo jy dit? En that's all. Ontvang jy dit? Glo jy dit? Neem jy dit aan? En doen jy dit? So ek vra, kom ons bere die woord van God, kom ons bewaar die woord van God in ons hart. Kom ons luister en ontvang die woord. Nadat ek het ontvang het, glo in die woord, wat van God afkom. Neem dit aan sonder voorbehoud, as woord van God wat werksaam wil wees in my lewe, en begin onvoorwaardelik daarin leef en wandel, as 'n dader van die woord. Amen. Kom ons bid. Onze Vader wat in die hemel is, ons is so dankbaar dat U deur al die eeue manne en vroue opgewek het, om dit wat in die hart is, en dit wat U uitgespreek het, neer te skryf, vas te pen, dit te behou deur al die eeue tot op hierdie eeu, sodat ons dit in 'n boek kan hê, die Bybel. Dankie dat daar die woorde in ons hart kan inkom en echo. U hartklop, U wil, U gedagte. Dat daar die woorde deel kan word van ons leefstyl, en dat U nog steeds besig is om met ons te praat, en die woord in ons hart in te bring. Terwyl ons dit lees, terwyl ons dit hoor, terwyl ons met mekaar besig is, terwyl ons bid. Doen U dit, Here, en U hou nooit op nie. U het ook gesê dat U woord sal bestaan tot in alle ewigheid. So vir ons, dit is so wonderlik om te weet dat ons met iets van die ewigheid sit in ons hand. En dat ons in die ewigheid hierdie woord kan vat en daarop kan staan en daarvolgens kan leef. Ons eer U daarvoor, Here. Ek bid dat hierdie twee boodskappe wat ek in hierdie 2 Sondae gebring het, oor die woord van God in my hart bere, in die harte van elkeen van die mense wat vanoggend hier is, sal deurbreek. En dat die woord van God so kosbaar en waardevol sal wees vir elkeen. Ek loof U daarvoor, Here, ek seën hulle dan nou in die naam van Jesus.